Johannes 21 van vers 1 af. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Van die begin af, dat ek net vir julle sê, die meer van Galilea. Johannes noem Tiberias. En die rede daarvoor is, Johannes vertel vir ons goedes wat hy as visserman geweet het rondom hierdie area. Julle gaan baie van dit optel in hierdie verhaal, ek sal so van dit noem. Maar as jy in die oorspronklike taal gaan kyk, is dit nogal amazing hoe Johannes as visserman hierdie verhaal beskryf wat hier plaasvind. En daarom skryf hy die see van Tiberias, omdat dit vir hulle as vissermanne bekend was as die see, terwyl die res sal skryf die meer van Galilea. Die see van Tiberias, en hy het so verskyn, daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word, en Nathanael van Kanaan in Galilea, en die seun van Zebedeus, en die twee ander van sy disippels. Die seun van Zebedeus is natuurlik Johannes en Jakobus, Johannes van wat ook die evangelie skrywe. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi nie net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse wat hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak. Werp homself in die see, maar die ander disippels het met die skeitie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. Toe hulle geland het, sien hulle koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem, en dit aan hulle gee en ook so die vis. Dit was al die derde keer, dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode, net tot so ver. Dis 'n mooi gedeelte. Ek weet nie of jy weet nie, daar was op 'n stadium met mense gedink, is maar net 'n legende, van 'n man wat in die 19de eeu die mense wat die Eskimo's gaan besoek het en hulle taal geleer het hy gesê die Eskimo's het baie woorde vir sneeu. En baie keer het mense gedink is 'n legende, totdat 'n klomp manne gegaan het en die taal gaan ondersoek het en neergeskryf het. En toe kom hulle agter, daar's omtrent in Hindoeïs, omtrent 50 verskillende woorde vir sneeu. Want jy weet, as jy elke dag met sneeu werk, moet jy verskillende woorde hê vir sneeu. Want jy het harde sneeu en jy het sagte sneeu, en jy het vars sneeu en jy het oud sneeu. En jy het sneeu waarmee jy kan werk en jy het sneeu waar jy nie meer kan werk. En so het hulle woorde vir alles. Die rede hoekom ek dit vir julle vertel is dat die oomblik as jy Johannes se brief bestudeer in die oorspronklike taal, dan kom jy agter hy gebruik woorde wat nêrens anders te voorkom in die Griekse taal in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld die woord vir vis. Die woord wat Jesus gebruik vir vis kom nêrens anders te voor nie. En Johannes het 'n paar woorde vir vis. En jy vra dan, hoekom het Johannes so baie woorde vir vis? As jy 'n visserman het, het jy baie woorde vir vis. En dis hoekom vanuit hierdie verhaal uit gebruik God 'n visserman wat vir ons 'n verhaal gaan vertel. En dit wat hy vertel hy omdat hy 'n visserman is en verstaan wat gebeur as jy vis vang. Jesus openbaar homself
aan hierdie manne weer 'n slag. Dis die 3de keer wat hy homself openbaar aan hulle. Vir my die ongelooflike, die begin van hierdie verhaal, is om vir ons te vertel dat elke keer is dit Jesus wat die inisiatief neem, en ons het Vrydag vir mekaar het gesê, elke keer is dit Jesus wat kom na die mens. Elke keer na sy opstanding is dit hy wat verskyn aan sy disippels. Dis nie dat sy disippels die behoefte gehad het gesê, Here, hier verskyn nie aan ons nie, dis Jesus wat hulle gaan ontmoet. Elke keer kom hy na hulle. Petrus is in 'n stadium in sy lewe wat hy de mekaar is. Onthou, Petrus se lewe was 'n man wat selfvoldaan was, wat elke keer hardop gepraat het. Toe het Simon vir Jesus verloor. En nou het Jesus aan hulle verskyn. En dan kom op Simon op 'n dag en hy sê net, hoorie so ouens, kom ons gaan vang weer vis. Kom ons gaan terug na my ou beroep. En die hele ontmoeting van Jesus met Petrus met sy ou beroep is 'n afspeel van Jesus se eerste ontmoeting met Petrus met die vang van vis. Word herhaal. Maar as 'n verandering binnekant hierdie verhaal, en ek wil hê julle gaan dit mooi sien as ons na hierdie verhaal kyk. Jesus gaan so 'n bietjie hierdie verhaal verander, maar dis dieselfde. Dis dieselfde wat ons moet sien van Jesus se eerste ontmoeting met sy tweede ontmoeting. Want dit gaan nie oor die vis. Dit gaan oor Jesus wat vir Petrus gaan sê, Petrus, ek wil hê jy moet vissers van mense word. En na hierdie verhaal gaan Jesus saam met Petrus sit in die mooiste ontmoeting van die dialoog in die Griekse taal. Ons gaan daaroor gesels, it's beautiful. As Jesus met Johannes praat, met Petrus praat, en hy gaan hom weer oproep om wat te doen? Om die kerk te versorg. Om mense te wen vir Christus. So al hierdie goedes wat hier genoem word, van die vang van die vis, is so 'n dieper betekenis van wat sy taak is om vir mense van die Here te vertel. Petrus gaan en hy gaan vang vis in die nag. Doodnormaal. As jy wil vis vang, Galilea, het jy nodig om in die nag te gaan. Die vis gaan jou net sien. So hulle gaan in die nag, sodat die vis nie kan sien nie, baie normaal. En dan het jy gewerk, en jy gewerk aan die regterkant van jou boot, so jy het nooit aan die regterkant gegooi nie, jy het altyd aan die linkerkant gegooi. Basies, doodnormaal. En dan die beste tyd van die dag. Vir hulle as vissermanne, en Johannes skrywe vanuit die konteks van 'n visserman, vir hulle as vissermanne, die beste tyd van die dag om vis te vang, is in die nag. En hulle vang niks. En dit is so 'n ongelooflike ironie wat in hierdie verhaal opgesluit word, dat manne wat ken van visvang, ken van die tyd wanneer daar vis gevang word, gaan uit om vis te vang, hulle vang niks. Kom leeg terug by die strand. Jy sien, as daar een ding is wat Petrus gedink het dat hy op sy eie kan doen, dan lyk my dit het nie goed gegaan. Het nie goed gegaan met hierdie hele ding van evangelisasie. Die ding van Jesus wat hom roep en sê, Petrus, ek gaan jou visser van mense maak. Petrus het hom verloon 3 maal. Maar ek sal teruggaan, Petrus, en ek gaan vis vang. Ek gaan vis vang want ek kan vis vang. As daar een ding is wat ek kan doen, dan is dit, ons kan vis vang. En die seuns van Zebedeus was kinders van 'n man wat vis kan vang, 'n visserman. En hulle gaan saam, en die res van hulle gaan ook saam, want hulle het groot geword in hierdie area. Van een ding weet hulle, van hoe dit is om vis te vang. Jy sien, in Lukas 5 word hierdie eerste ontmoeting met Petrus vir ons beskryf, in Lukas 5 vers 5. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, nadat hy ook die hele nag vis gevang, is dit nie? Hy het die hele nag vis gevang. Jesus sê vir hom, hoor hierso, ek wil jou boot gebruik. En hy staan op die boot en hy preek, en nadat Jesus gepreek het, sê hy vir Petrus, ek wil hê julle moet ingaan en julle moet gaan vis vang. En Petrus sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op die woord sal ek die net laat saak. Toe hulle dit gedoen het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeur.
Daar wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help. En hulle het gekom en al 2 skeite volgemaak sodat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy neer op sy knieë. Sê vir Jesus, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Eerste ontmoeting van 'n man wat ken van visvang en niks van. Dis 'n ongelooflike ding wat God vir Petrus wou leer van die begin af. 'n ongelooflike ding wat hy verder vir hulle gaan leer. Van die manier hoe Jesus hulle aanspreek, want hulle ken hom nie. Hierdie man wat op die strand is, ken hulle nie. En Jesus sê vir hulle, en hulle ken hom nie, maar hy sê vir hulle kinders. Hoekom sê hy vir hulle paai? Hoekom sê hy vir hulle kinders? Hulle is wat van hom? Afhanklikes. Die hele verhaal wil ons demonstreer dat Jesus vir die disippels wil leer dat op julle eie kan julle niks doen nie. Niks doen nie. Selfs beroepsgewys. Waar Petrus hulle sê, wie wat, as daar iets is wat ek kan doen, is dit visvang. Selfs in hulle hengel, selfs in hulle visvang sê God, julle kan niks doen sonder my nie. Dis die begin van hulle oproep. En voordat hulle in die wêreld sou ingaan en vissers van mense raak, wil God weer vir hulle leer, julle kan niks doen sonder my nie. My kinders, julle is afhanklikes van my. Jesus vra vir hulle, het julle vis? Dis 'n retoriese vraag. Retoriese vraag in die Grieks wat beteken, ek weet julle het nie vis. En die interessante is, die woord vir die vis is 'n woord wat net een keer voorkom in die Grieks. Een van die manne wat skrywe in die woordeboeke van die Grieks, wat skrywe oor hierdie woord, sê hierdie woord, prosfagion, wat net een keer voorkom, het meer te maak met Jesus wat vra, gee my gaarvis. Gee vir my vis, gee vir my vleis, gee vir my iets om te eet, wat reg is. Julle gaan nou sien wat gebeur met die einde van hierdie verhaal, hoe Jesus 'n vraag wat hy vir hulle vra, dat hy die een is wat op die ou ende gaarvis gee. Maar dis beautiful. Okay, so Jesus kom na hulle toe en hy sê vir hulle, hoor hierson, het julle enige vis vir my? Het julle gaarvis? Het julle vis wat reg is vir my? En dan, omdat hulle nie antwoord, sê hy vir hulle, gooi julle nette aan die regterkant uit. Okay, eerstens, niemand het hulle nette, jy het dit nie aan die regterkant uitgegooi nie, soos ek gesê het gewerk op die linkerkant. Maar die ander ding vir my wat vreemd is, toe Jesus dit die eerste keer vir hulle gesê, het Petrus gesê, meester, omdat u dit sê, daarom sal ek dit doen. Hier sê Jesus vir hulle, gooi die net uit en hulle weet nie dat dit hy is. Wat druk dit vir jou uit van 'n man wat 'n visserman is? Wat luister na iemand wat op die kaai staan met hom opdrag gee om hom vis te vang? Is desperaat. Is desperaat. Daar's niks meer wat werk in my lewe nie. Ek kon nie vir Jesus reg volg nie. Ons almal het weggehardloop. Ons kan nie eens meer vis vang. En 'n man op die kaai sê, gooi maar net die net uit aan die regterkant toe, en hulle luister, hulle gehoorsaam hom. Moedeloos. Sonder enige opsies. Niks werk. Ek het alles probeer. Kom ek sê vir jou, die wonderlikste plek waar iemand kan wees wat 'n kind van die Here is by die plek waar jy en ek beginne besef, ek kan niks doen op my eie. Ek is 'n paidion, ek is 'n kind wat totaal afhanklik is van my hemelse Vader. En dan gooi hulle die net uit, en die ongelooflike is, hulle vang 'n klomp vis. Hoe weet ek is 'n klomp vis? Want as 'n visserman vir jou vertel is 'n klomp vis, dan is dit 'n klomp vis. Okay, 153.
Nou, deur die jare het mense, teoloë en ouens, allerlei bespiegelinge gehad oor 153 vis, oor wat die betekenis van 153 vis. Ek sê jou vertel vanmôre wat die betekenis van 153 vis is. Dis baie vis. Okay. En dis wat Johannes wou sê. Hoekom noem Johannes 153 vis? Want hy's 'n visserman. En hy weet wat jy gooi en hoeveel jy kan intrek in daardie nette. As jy 153 kan intrek in daai nette, is dit wat? Dis 'n wonderwerk. Want hy sê verder, en hulle net het nie geskeur nie. Wat weet hy as visserman as hy so baie vis intrek? Jou net gaan skeur. So nie net voorsien God, deur Jesus Christus, hy God self, voorsien hy vir die vis nie, hy voorsien ook dat die net nie skeur as die vis ingetrek word. Dis die hele tyd God wat voorsien, God wat voorsien, God wat voorsien. En Johannes, wat verstaan wat dit beteken om vis te vang, wat verstaan wat dit beteken om 153 vis te vang, sê vir ons, die net wou nie skeur nie. Hierdie is 'n wonderwerk. En dan verder, hulle kan nie net intrek. Die hoeveelheid vis is so baie dat hulle net nie kan intrek nie. En hulle is besig om land, hulle is al met land te roei. En terwyl hulle dit doen, sê Johannes vir Simon, hoor hierso, dis Jesus. Dis Jesus. En Johannes het sy boekleed, Petrus het sy boekleed aan, so hy trek dit aan en hy spring in die water. En niks wat verder plaasvind weet ons wat gebeur het nie. Al wat ons weet is Petrus volgens die manier wat hy was, hy beweeg, hy doen, spring hy in die water. God het die onmoontlike gedoen en Petrus weet dit. Petrus weet, hier het iets ongeloofliks plaasgevind. En hy wil naby Jesus kom. Petrus het geweet in sy lewe ver voor hy vir Jesus verloon het, was sy grootste probleem gewees, hy was nie naby genoeg nie. En daarom wil hy uitspring, hy wil naby Jesus kom, hy wil naby hom wees. In daardie oomblikke het God voorsien. God voorsien. God maak die onmoontlike moontlik. Want jy kan nie in die dag vis vang. Die vis gaan nie net sien. Waar kry jy 153 vis bymekaar? Hoe het hulle bymekaar gekom? Alles is God se werk en God se werk en God se werk. Ek wonder baie keer in ons lewens, glo ons werklik waar dat God in beheer is in alles in ons lewens. Dis juist in daai tye wat ons sê, nou is ons regtig waar in die moeilikheid dat God sê, wie wat, dis niks, ek is in beheer. Ek is mal oor die verhaal in die Ou Testament, nee? Rondom hierdie ongelooflike ding van geloof. Hierdie ding van God wat voorsien. En dat hy nie nodig het dat enigiemand hom moet glo of vertrou dat hy dit gaan doen nie. Hy doen dit net, want hy kan dit doen. Blaai gesaam met my, dis 'n mooi gedeelte in 2 Konings 7. 2 Konings 7. Twee Konings 7. Okay, Ben-Hadad was die heerser van Aram gewees en hy trek in Samaria op. Samaria, die goddelose stad. Samaria, die plek wat nie vir God wou lewe nie. En op daai stadium kom al ongelooflike honger in Samaria. Mense gaan dood van die honger. En die pryse van alles styg. En dit raak so sleg dat jy vir 'n eselskop, 'n donkiekop, 80 sikkel silwer. Dit beteken ongeveer 450 na 500 rand toe vir 'n donkiekop. Nou kom is 'n donkiekop iets om te noem. Wel, niemand eet donkiekop in die Jode nie. Want dit is 'n onrein dier. Okay? En die verder is, so wat moes gebeur het dat hulle begin 'n donkiekop eet? Daar moes niks anders te gewees nie, behalwe donkiekop.
En dan die verdere is, daar's iets anders te ook. Jy het vir 'n bietjie duiwe mis. Het jy 5 sikkel silwer betaal. Imagine dit. Lekker ietsie om te eet, duiwe mis. So in toestand was hierdie mense gewees. En dan kom hierdie ouens van die koning stuur hulle na die profeet toe en hulle sê, hoor hierso, jy beter na die profeet Elisa toe gaan, want ek wil hê hy moet doodgemaak word, want dit is sy skuld. Hulle lewe in sonde, maar is die profeet se skuld. En dan kom hulle daar, by die profeet aan, nou jy kyk van 2 Konings 7 af van vers 1. Nadat Elisa vir hom vertel het, dat wat gaan gebeur, sê hy, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd, sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 2 mate gars, 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Goedkoop. OK? Op hierdie stadium eet julle duiwemis en julle eet teeselskop, maar môreoggend gaan dit alles verander. Vers 2. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook die vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Vir hierdie man kyk hy na hierdie situasie en hy sê, hierdie is absoluut onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. En die Here sê, dis reg so, jy sal dit sien, maar jy sal niks daarvan eet. En dan wat gebeur is, die engel van die Here trek uit en hy maak hulle dood. Hy jaag hulle weg en hulle hardloop vir al wat hulle werd is, want hulle het vrees in hulle. En dan gaan die melaatse ouens en hulle gaan kyk en hulle sien die tente is leeg en dan vat hulle vir hulle self en hulle besluit, hulle gaan nie net vir hulle self vat nie, hulle gaan vir die stad ook sê. En dan gaan vertel hulle die mense in die stad en sê, hoor hierso, hier's baie kos, kom eet. En dan sê die koning, ja nee, hulle wil ons weer uitvang. En hy stuur 'n paar manne met perde agterna en hulle kom daar en hulle sien nee, dit is so. En dan stel hulle die adjudant aan om voor die stad te staan en die mense te beheer dat hulle nie al die kos te vinnig by die kos uitkom. En dan as die adjudant daar voor staan, wat gebeur? Die mense storm uit en hulle trap die adjudant dood. Hy het dit gesien, maar niks daarvan geëet. Die ongelooflike is, kan God. Onthou, hierdie manne gaan die grootste sendelinge word in die geskiedenis. En die grootste vraag wat hulle moet afvra, gaan nie oor kos en besittings nie. As jy dink dis waaroor hierdie konteks van hierdie verhaal gaan, dan mis jy dit. Gaan nie daaroor nie. Hy gaan nou vir Petrus oproep en sê, Petrus, ek wil hê jy moet vir die kerk sorg, ek wil hê jy moet vir die gelowiges sorg, ek wil hê jy moet die evangelie uitsprei. Wat is die eerste ding wat jy moet onthou as jy die evangelie vir ander wil gaan vertel? Dat dit God alleenlik is wat wonders doen, wat mense se lewens kom verander. En dis die eerste ding wat Petrus en Johannes en al die disippels nodig het om te hoor, is God is die een wat voorsien. Van die verhaal gaan aan. Toe hulle op die strand kom, onthou, hulle trek die vis. Hierdie ou op die strand het gesê, hy wil graag vis hê. Hulle kom agter, dit is Jesus. Maar nou het hulle klaar die vis en die trek hulle die vis. Ok, so wat het gebeur met vis nou, dat ons kos kan maak, so dat ons kan kos gee? Alright, dan moet vis skoon gemaak met al die tipe van goed. Maar toe hulle op die strand kom, het jy dit gelees? Toe hulle op die strand kom, wat gebeur? Wat sien hulle toe op die strand kom? Daar's klaar vis, en dis al bekole. En nie net dit nie, daar's brood ook. Wie vat 'n vrou weet min of meer hoe lank vat dit om brood, want jy moet nou die koring gaan haal, jy moet dit maal, jy moet suurdeeg inwerk, broodjie bak, brood is daar, brood slaat daar. Jy sien, hierdie manne het nou net vis gevang. Hulle het vis gevang op die opdrag van Jesus, maar hulle kom strand toe en Jesus wys vir hulle, ek is nie afhanklik van julle nie. Ek het klaar voorsien. En dan die ongelooflike is, Jesus sê vir hulle, terwyl hy klaar die brood het, terwyl hy klaar die vis het, sê hy vir hulle, bring van julle vis.
wonderlike van die Onse Vader. Die Onse Vader sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En jy sal vir my vra, maar wie moet die brood gaan haal? Wie moet die geld gaan verdien? Ja, jy. Maar wie is dit wat jy erken, wat eintlik alles vir jou anyway gegee het? Dis hy. Hy het dit klaar vir jou gegee. Hy is die een wat voorsien. Daarom sê ons, Here, selfs in dit wat ons die normale wat ons vra, ons daaglikse brood is, die vraag is, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, ons is afhanklik van U. Dis die Onse Vader. Die Onse Vader sê, ek is afhanklik van God om my te voorsien. In die eerste plek waar 'n kind van die Here moet uitkom, is by daardie plek waar jy begin besef, ek is totaal afhanklik van die Here. Weet jy, ek hoor so baie keer mense wat sê, joeg, ek is aan, die Here het vir my hierdie goedes gegee, en dis wonderlik, maar ek het al my brein, en ek werk hard, en as mense net soveel, soos ek werk en al hierdie goed, dan sal hulle ook vir hulle self kan sorg. Ek sê vir jou iets, die Bybel sê vir my, elke liewe dingetjie wat jy in jou lewe het, tot daai verstand wat jy het, kom alles van hom af. En ek kan enige oomblik dit van jou af weg. En daarom in die gebed van Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, is dit altyd die ding van Here, dit gaan oor die familie. Dit gaan oor die familie van Christene saam. Here, dit gaan nie net oor my nie. Here, ek is afhanklik van U in totaliteit is ek afhanklik van U. Daar's niks wat ek op my eie kan doen nie. Petrus, manne, julle is so gewoond aan visvang, julle kan dit doen, jy weet wanneer om vis te vang, ek wil vir julle leer, jy kan nie eers jou eie beroep doen, sonder dat ek vir jou gee nie. Daar sal niks inkom in die maand, as dit nie ek is wat vir jou gee nie, en ek sal vir jou gee, presies wat ek glo, jy nodig het. Gee my vandag, my daaglikse brood. Die ding is een van die gebede wat die minste vandag gebid word. My daaglikse brood. Want ons dink aan al die ander goeders. En dis nie eintlik ons daaglikse brood wat ons graag wil hê nie. Dis so baie ander goed wat ek wil hê. Die Here sê, kom aan, wees net in afhanklikheid van my. En daarom sê hy, moenie bekommerd wees oor klere nie, moenie bekommerd wees oor kos nie. Kyk na die lelies van die veld, kyk na die kraaie, ek sorg vir hulle. Wees afhanklik van my. En dis die eerste beginsel wat hy vir hulle begin leer, en hier sluit hy dit af om hulle te leer, ek is in beheer van alles. En nou is hy op die strand, en daar's twee dinge, daar's brood en daar's vis. Wat dink jy onmiddellik? As daar brood en vis is, wat hy vir hulle gaan verdien, wat dink jy onmiddellik? Vermeerdering. Want uit 'n visie daar in Johannes wys ons baie duidelik daarop dat die vis wat op die kole is in Grieks 'n baie klein vis. Want jy sien, Jesus het die groot visse nodig. Hy dan vir 'n klomp mense, 5000 van hulle getal het hy almal voorsien. Hy het dit vir hulle gee brood en vis, dat hulle geëet het en meer as genoeg gehad. Johannes 6, vers 11. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit, en ook van die visie soveel as wat hulle wou hê. Hy begin, en hy deel dit uit vir die disippels. Wat doen hy weer hierdie keer? Hy vat die brood, en hy vat die vis, en hy gee dit vir die disippels, sodat hulle weet, wat gaan hulle doen? Hulle sou ingaan in die wêreld, en dit vir ander mense gaan deel, die evangelie. Die evangelie waarna hy hulle gaan oproep, is dit wat hulle gaan deel. Dit is my so wonderlik om deur Johannes te werk. Hierdie konsep van eet, hierdie konsep van brood, hierdie konsep van voedsel. Hoe hy elke keer dit terugbring en sê, dis die evangelie. Luister na Johannes 4 vers 32. Jesus by die put. Die manne kom terug. Nadat Jesus gepraat het met die vrou by die put, kom die ouens terug. En Jesus sê vir hulle, Johannes 4 vers 32, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom iets te eet gehad?
Jesus sê vir hulle, my voedsel is om te doen die wil van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Want hy toe hy versoek was in die woestyn, wat was die eerste versoeking? Verander die klippe in brood. En Jesus sê vir hulle, jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat uit God se mond uitgaan. Kerk van die Here Jesus, ons mis dit. Ons mis dat die belangrikste in ons lewens moet die woord van God wees. Ons mis dit dat alles in ons lewens moet gaan om sy evangelie uit te dra. Wat sê hy in Johannes 6 vers 35? En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Is dit nie? Dis die boodskap. Die boodskap is jy in my is. In my is sal jy nooit honger gaan. As jy in my is, sal jy nooit dors gaan. Want die geestelike voeding, wat die oomblik as jy saam met hom wandel, sal aanhou en aanhou en aanhou. In hoofstuk 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dis die wonderlike van Openbaring, vertel ons as eendag in die hemel is. Openbaring 7 vers 16 en 17. Die wat saam met hom in die hemel is, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewendes waterfonteine lei, en God sal al hulle trane van hulle afvee. Julle is absoluut afhanklik van my. Die ongelooflike van die disippels is deur hulle lewens, is hulle nog steeds by die punt wat hulle nodig het om een ding te leer, en een ding verseker te leer. Ons is afhanklik van hom. Ons is afhanklik van hom. As hulle dink, ons kan dit op ons eie doen. Ons weet om dit te doen, dan wil hy vir hulle sê, nee, julle het my nodig, julle het my nodig in julle lewens. As hulle terugkom en hulle daar vis gevang en hulle trek hierdie vis uit, dan is al klaar vis en daar's klaar brood, hy klaar voorsien. Hy is nie afhanklik van enige mens nie. Daar's niks wat ons na die tafel toe kan bring nie. Mense, as ek dit besef, as ek besef daar's niks wat ek kan bring na die Here toe nie, dan is ek op die regte plek in my lewe. Gaan nie oor wie jy is nie. Gaan nie oor hoe belangrik jy is nie. Dit gaan nie oor wat dink mense van jou nie. As jy voor die lewende God staan, wil ek vir jou een ding sê, daar's niks wat jy na die tafel toe kan bring nie. En dis wat hy wil hê waar jy moet wees in jou lewe. Ek kan niks bring na u toe nie. Dis u wat elke keer vir my voorsien. Dis u wat elke keer vir my bedien. Toe jy by die tafel. Toe jy by die tafel. Hy gaan sterwe aan die kruis. As daar 'n tyd is wat hy nodig gehad het dat iemand hom nou bedien, dan is dit dan. Ons sien in Getsemane waardeur hy gaan, dat sy druppels op sy kop val, en dit lyk soos bloed wat drup van hom af. Die ongelooflike toestand waarin hy in daai stadium van sy lewe is, terwyl hy by die tafel staan en hy weet wat met homself gaan gebeur. Hy gaan nou met hulle die ongelooflike brood breek. Hy gaan nou vir hulle vertel dat dit sy liggaam is. Hy gaan vir hulle van die wyn gee en sê, dit is my bloed. Voordat hy vir hulle vertel dat hy sy lewe vir hulle gaan gee, wat doen hy? Hy trek vir hom 'n voorskootjie aan. En hy buig af en hy begin om hulle voete te was. As daar ooit 'n tyd is in ons lewens waar ons terug beweeg na die woord en vir mekaar sê, daar is niks in myself. Daar's niks in my lewe waarop ek kan doen. Ek is in totale afhanklikheid van die een wat elke keer na die mense kom het en sê, ek sal jou bedien. Sien jy die moeilikste tye is, soos Petrus. Jy dink by jouself, as niks wat ek kan doen. Ek is op my eie. Dis die plek waar die Here jou begin ontmoet en vir jou te sê, jy's reg. Jy's reg. Jy kan niks doen. En selfs wat jy dink jy kan doen, kan jy ook nie doen.
Want ek is sorg vir jou elke dag van jou lewe. En ek wil hê jy moet dit onthou die res van jou lewe. Want ek sal die een wees wat elke keer as jy die net intrek, en as mense wat tot bekering kom, moet jy onthou, dit was ek gewees. Ek was 'n beheer. Elke keer jy as individu, as jy werk toe gaan, aan die einde van die maand kry jy jou salaris, wil ek hê jy moet een ding onthou. Dis God wat voorsien. Dis nie jou werk nie. Dis nie die cheque nie. Dis nie die persoon wat jy in die oë hoef te gaan kyk en te sê, hoor hierso, dis die persoon wat my betaal nie. Elke maand word ek betaal deur wie? Deur Jesus Christus. Ek is afhanklik in my lewe net van een. Van hom. En daarom is dit so ongelooflik om elke Sondagmôre by mekaar te kom en vir mekaar te sê, die Here het opgestaan. Hy lewe. Hy's 'n werklikheid. Glo jy? Glo jy hy's 'n werklikheid? Dan maak dit nie saak by wat se situasie in jou lewe is nie, dan kan jy weet dat as God daar is, en elke keer weet ek, hy sal voorsien. In my moeilikste tye kan ek weet, hy stap saam met my. En hy sal my nooit begewe en nooit verlaat. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, wat beteken dit om absoluut afhanklik te wees? Here, hoe baie keer in ons lewens het ons nodig om by daai punt te kom, waar ons besef dat ek kan niks op my eie doen. Om te besef, Here, dat dit die beste plek is in my lewe. Wanneer ek besef is dat niks is onmoontlik vir U. So ongelooflik, Here, om te dink oor hierdie Ou Testamentiese verhaal ook. Van iets wat hier beskrywe wat sal plaasvind, wat vir 'n man adjudant net absoluut onmoontlik is, en sê dit is nie moontlik nie, selfs al maak God die hemel oop. En hoe maklik kom ons by daai punt in ons lewens waar ons sê, is dit moontlik? En waar ons die stem hoor wat sê, dit was nog nooit moontlik op jou eie nie. Jy kan nog nooit op jou eie dit doen. Baie dan julle kinders, wat afhanklik is van julle hemelse Vader, keer terug na my. Wonderlik is dit om terug strand toe te hardloop en agter te kom, dat jy al reeds gesorg het vir dit wat ons nodig het.